Here, ons oë is op U gerig. Ons bid dat U ons vanaand sal kom besoek. Here, laat die woorde van ons mond en oordeenking van ons hart voor U welbehaaglik wees, o Here ons God en ons Verlosser. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en laat dit ryklik vermenigvuldig word deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou goed, ons is vanaand weer, ons is nou al amper op die einde, môre aand maak ons klaar, en vanaand in hierdie Abba Vader geroep tema is ons besig met die woordjie bemoediging, en die woorde die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting. Vertroosting kan ook vertaal word met bemoediging. Maar kom ons lees net eers saam uit die woord uit, en ons lees saam uit 2 Korintiërs 1, en ons lees daar van die 3de versie af. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van alle ontferming, die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is tot julle troos en redding. En dit laat sy werking blyk, deurdat julle dieselfde lyding verduur, wat ons ook ondergaan. En of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenoot is aan die lyding, so ook aan die troos. Dit is God se woord. Heer, ons buig voor die kosbaarheid, die skat wat U in ons hand gegee het van U woord. Here, elke woord daarvan het soveel betekenis, dat ons maar net die vernissies bo kan afkrap en so bietjie sien. Maar Here, die ondeurgrondelikheid daarvan kan alleen vir ons oopgemaak word, die diep betekenis deur U Heilige Gees wat in ons harte werk, en daarom bid ons, o Heilige Gees, lei ons in die waarheid, open vir ons U woord, toon ons die hart van ons Vader, die hart van ons Heer Jesus. Maar Here, toon ons ook ons eie harte, en verander ons, sodat ons vir U tot eer kan lewe. Dankie Here. Amen. Nou die Abba Vader roep, en baie sterk dan die woordjie bemoediging of vertroosting. Nou vers 3 is die Vader van alle ontferming en die God van alle vertroosting. Nou, toe ek die vers aanvanklik lees en bietjie begin dink oor dit, herkou, was dit vir my nogal iets om op te let, dat die een plek word gepraat van die Vader, en dan van God. Die een plek ontferming, en dan vertroosting, of dan bemoediging. Nou is ons hooftema vanaand, is hierdie bemoediging. Nou, ek weet nie of het u gelet daarop, hoeveel keer ons die woord troos gelees het, of wat verbygaan of verandering daarvan, maar in hierdie vers 3 tot 7, het ons 10 keer, in hierdie paar versies, gelees troos of vertroosting, en so ergens is hier 'n baie groot saak aan die gang in hierdie skrifdeel oor troos. Maar dit begin by die Vader van ontferming. Nou ons het gisterand mos nou gepraat al oor
die Vader van ontferming. En nou wil ons die dinge net so 'n bietjie by mekaar in perspektief stel. Die eerste, kom ons herkou net bietjie hier. Ons het nou gister bietjie by stil gestaan, maar die Vader van ontferming. Net ek weer vars, ek het vanmôre weer vars gaan dink oor hierdie, die Vader van ontferming. In die boodskap parafrase word dit so gestel, as 'n Vader oorstroom hy ons met sy goedheid. Nou, die woordjie vir ontferming is die woordjie oiktyrmos in die Grieks. En dit sê eintlik die hart van God. Nou, dis 'n baie groot saak, die hart van God. Want alles wat Jesus geleef het op aarde, was om sy Vader aan ons bekend te kom stel. En in sy optrede en in wat van hom geskryf word in die evangelies, sien ons die hart van God. Dit wat binne in die Vaderhart aan die gang is. En die Vader daarvan, hy is die oorsprong van alle barmhartigheid. Ons het nou in Psalm 103, wil ek net die gedagtes weer verfris, het ons mos nou gepraat, die Vader van ontferming, ontfermende begrip, hy weet dat ons stof is, en die ontfermende toren, daai toren wat nie altyd is nie, hy vergewe, maar daar is toren aan sy kant as 'n pa, en dan is daar plek wat ons kry. En ek het vanmôre weer, jy weet die ding van die ontfermende toren, dit bly bietjie by my vashak. En vanmôre gaan lees ek weer. En ek soek so, en nou soek ek in my soekaksie na die lammetjie. Jy weet, dit gaan ons oor die lammetjie wat Dawid nou moes die prentjie sien van hierdie lammetjie, en ek kry nie die lammetjie nie. En toe ek nou verder gaan soek, toe sien ek, dis 'n ooilam gewees, en ek moes net gesoek het ooilam. Jy weet, dis daai ooilammetjie van die herder. Maar nou onthou, dit gaan oor sy ontferming, dit gaan oor sy hart. En wat die hemelse Vader wys hoe ontsteld 'n Vader is wanneer sy ooilammetjie skade kry en iets aangedoen word. En wat Dawid beleef is so fantasties. Ek het dit weer vanmôre gelees en ek herhaal dit nou van gister af, maar u moet dit weer saam met my beleef. Dawid, ek stel my voor hoe hy opvlieg en hy's kwaad. Hy is woedend. En hy sê, so 'n man moet sterwe. Wat dit doen aan 'n ooilammetjie. En Nathan hou vir hom die spieël so op. Jy weet, ons is so gou om te sê, dit het hierdie ene aan daai een gedoen, en hierdie het dit verkeerd gedoen, en nou hou ons die vingertjie so uit, né? En dan wys die ander terug na ons toe. En hierdie is die hart van God. Is stikkend. Jy weet, die woord praat van bedroef nie die Heilige Gees nie. Hoe dink u in 'n kerk? In die kerk van die Here Jesus in Hebreë. Hoeveel hartseer is daar? In die Vader van ontferming. U sien, want as hy nou nie so 'n hart gehad het nie, sou dit hom nie so raak nie. Maar die Vader van ontferming, die innige teerheid van God se Vaderhart moet u raak sien. En in Filippense lees ons waar Paulus skryf. En hy sê, ek verlang so na julle. Jy sien, is mos daai gemeente wat gebore is toe hy daar in die tronk die nag so gesing het, en nou onthou hy terug, dis sy babatjies hierdie, dis sy mense wat hy na die Here toe gelei het. En hy verlang, hy sê, ek roep tot God tot getuie in Filippense 1, hoe ek na julle verlang, maar nou beskryf hy dit, met die innige teerheid van die Here Jesus, die hart van God.
En dit het my laat dink en gaan lees, hoe was die innige teerheid van Jesus gewees? En u moet gerus bietjie soek gaan doen in die Bybel, net oor hierdie, hy was, die spesifieke woord moet ek net vinnig kry. Hy was aangeraak, hy was diep geroer deur hierdie. Toe die Here Jesus die skare sien, daar is nou 'n klomp gevalle, wat hy genoem het, ek het dit nie op die skerm nie, maar klomp gevalle waar Jesus net, hierdie woorde, hy het innig jammer vir hulle gevoel, daar is die woorde, so oomblik wat hy bietjie weggeraak by my, innig jammer vir hulle gevoel. Hy sê by die disippels, hy sê mense, hierdie skare mense is nou al 3 dae, wat hulle saam met ons loop, hulle het niks geëet nie. En hy het innig jammer vir hulle gevoel. En hy sê, gee hulle iets om te eet. Ek ken die storie, né? Daar kom die vrou met haar seun, die weduwee, haar enigste seun. Sy is op pad om hom te gaan begrawe. En toe hersien, wat lees ons? Hy het innig jammer vir haar gevoel, gestop, die seun laat lewe. Innig jammer vir hom gevoel. En so moet u net gaan, so u moet sien, dis 'n bladsy vol. So lang bladsy het ek by die huis uitgedruk, oor die innige teerheid van die Here Jesus, waar hy so diep daardeur aangeraak het. En wat doen Jesus eintlik? Hy sê net wat in die hart van die Vader is. Toe daai 2 blinde mense kom en hy hulle sien, het hy hulle innig jammer vir hulle gevoel. Hy vertel van die barmhartige Samaritaan en hy vertel hoe hierdie barmhartige Samaritaan gelykenis, hoe hy hierdie persoon wat sien wat so verniel is langs die pad en hy het innig jammer vir hom gevoel. En so kan jy nou maar daai innig jammer kan jy bietjie gaan navors en dit kom eintlik terug na hierdie woordjie oiktirmos, die hart van God. En dis die oorsprong van alle barmhartigheid en omgee is uit die hart van God. Dit is eintlik, oiktirmos sê God se binneste kom in beweging. Hy tree na vore. So dit is die Vader van alle ontferming. Sy innige liefde, sy medelee, sy teerheid. En dit het ons nou daar mos geleer van die begrip en die ontsteltenis en die plek wat hy vir ons het in gisteraand se boodskap, Psalm 103. Maar dan gaan die vers verder. Hy is mos die Vader van ontferming en nou hoor nou hierdie. En die God van alle vertroosting. En toe vra ek die vraag af, hoekom die een plek die Vader noem, in die volgende oomblik God? As dit doel nie. Vader se hart is die oorsprong, as Vader, hy is die oorsprong daarvan, van hierdie teerheid, van hierdie omgee, en die oiktirmos, God se hart, die God van alle vertroosting. Jy sien, dit bly nie net by sy hart nie. Dit kom tot aksie oor. En dis die vertroosting deel. Dis waar hierdie barmhartige Samaritaan, hy kom en hy tree op. Hierdie hart van die Vader laat hom in beweging kom en hy gaan doen iets daaromtrent. En nou maar God spreek spesifiek nie net van die Vader nie. En dis ook vir ons diep. Omdat dit is eintlik dan die woordjie paraklesis is dan die vertroosting, is die hand van God. Die aksie wat hy neem op grond van dit wat in sy hart was. So die hart van God het in beweging gekom en uit dit uitvloei dat hy aksie neem, dat sy hand in beweging kom en sy optrede daarvoor. Die Vader van ontferming en die Vader dikwels beskryf as die bron van alles wat goed is
En nou vind ons hier by God die totaliteit van die drie eenheid. Die God van alle vertroosting, maar meer as net die Vader. Hier sien ons dit sluit die hele werk van die totale drie-enige God in. Die Vader initieer hierdie troos. Dis sy hart. Die Seun is die vertroosting. Hy neem ons smarte, die het hy gedra. Hy gaan die lyding van die dood deur. Hy gaan deur die opstanding en hy is vir ons 'n voorspraak. Die Seun tree op. Hy kom in aksie as gevolg van die hart van die Vader. En die Heilige Gees sy naam is trooster, Parakletos. Hy is die versterker, hy is die leidsman, hy is die een wat vir ons alles wat in Vader se hart is en in Jesus vir ons opgesluit is, kom maak hy in ons hart duidelik. En hy's deel van ons hele lewe. Ons is nie as wese agtergelaat nie, maar alles wat die Vader en die Seun het en is, kom maak hy 'n realiteit in ons lewe. So die God van, let wel, nie net vertroosting nie, maar alle vertroosting kom hier in aksie en dis wat die kosbaarheid van dit alles is. Nou, hierdie vertroosting of dan die woordjie bemoediging, ons gaan nou kom by bietjie wat hierdie woord alles kan beteken. Waarom is daar soveel bemoediging nodig in 2 Korintiërs? En hierdie is vir ons 'n baie belangrike ding. Ek het gevra, terwyl ek hieroor pyns, wat maak dit, laat God in hierdie paar versies, hierdie woordjie parakletos so, of verbuigings daarvan gebruik, waarom is daar soveel bemoediging nodig in Korintiërs? Nou moet jy sien, nou, as ons net dink aan die Korintiërs, dis nou die hele gemeente, né? Hy sê, want hoofstuk 2, vers 2, want uit groot verdrukking, jy weet nou, van groot verdrukking, weet ek van die wederkoms. Jy weet, is daar 'n groot verdrukking, né? En baie is bly, ons gaan dalk nie deur die groot verdrukking nie, né? En as jy nou saam met die wegraam en ons. Maar hier's 'n gemeente wat in die groot verdrukking is. En dit is elke kerk van die Here Jesus. Hy sê, want uit groot verdrukking en benoudheid van hart het ek aan julle geskryf. Paulus skryf. En hy sê, hy's binne in die groot verdrukking. Hy het aan julle geskrywe onder baie trane. Nie dat julle bedroef mag word nie, maar dat julle kan weet van die liefde wat ek oorvloedig vir julle het. Hy sê, mense, ek is so lief vir julle. En dis waarom daar trane loop, omdat daar verdrukking is. En wat ek saam met julle beleef. Nou was daar verskillende dinge wat in die gemeente aan die gang was. Waarom, as jy nou 1 Korintiërs gaan baie daaroor wat alles in hierdie gemeente verkeerd was, hierdie metropolitaanse stad, en daar is soveel dinge, daar was al wat dwaling is het daar ingekom, daar was twiste daar gewees, en nou sê hy, nou was daar iemand wat ook nou verdeeldheid veroorsaak het, en nou kom hy in vers 5, en hy sê, maar as iemand droefheid veroorsaak het, hy het hulle juist aangespreek, oor die mense wat skade doen in die saak van die Here, wat droefheid veroorsaak het, en hy sê, hulle moet aksie neem, die saak van die Here kan nie so met trane en hartseer in groot verdrukking verkeer, asof gevolg van hulle, wat dinge die mekaar krap daar nie. Maar nou het hulle gegaan en hulle het hierdie ou gaan aanspreek, en nou is daai ou in so 'n toestand, hy is ook in trane. Nou moet jy dit gaan lees eintlik, dit is so kosbaar God se woord. Hy sê, as iemand droefheid veroorsaak het, dan het hy my nie bedroef nie. Paulus sê, man, dit gaan nie oor my nie.
ek wil nie oordryf nie, dis vers 5, maar meer julle almal. Dis nie ek wat gehuil het nie. Julle gemeente het gehuil oor hierdie ou wat moeilikheid veroorsaak. Hy sê vir so iemand is daar bestraffing deur die meerderheid genoeg. Dis nogal goed hierdie ding van die meerderheid. Jy weet daar moet mense by mekaar staan. As iemand verdeeldheid bring, dan moet daar by mekaar staan wees. Dan moet nie toegelaat word dat daar droefheid inkom in 'n gemeente nie. Die mense moet beskermd optree oor God se lammetjie. In vers 7, hy sê vir so iemand is daar bestraffing deur die meerderheid genoeg. Nou hierdie ouens nou bestraf sodat julle daarenteen hom liewer moet vergewe en vertroos dat so iemand nie miskien deur al sy groot droefheid verteer word nie. Sien wat gebeur hier? Hier's 'n ou wat toe nou smart het. Hy's in al te volle droefheid, want Paulus het hulle geraas, hulle moet hierdie ou aantree, wat verdeeldheid in die gemeente bring. En hulle doen so, maar nou is hierdie ou, hy loop nou met sy hoed in die oë en hy's nou in droefheid. Nou sê Paulus, hierdie ou is bedroef. Met ander woorde, hier's berou by hierdie man. Hy's hartseer oor wat hy aan die gemeente gedoen het. Aan die lammetjie. Hy sê nou is dit genoeg dat hy bestraf is deur die meerderheid. So daar's een saamhorigheid daaroor. Dan moet nou vergewe word en vertroos word. Dit is nie 'n geval waar die ou voortgaan met sy nonsens nie. Hy sê maar hierdie ou wat dan nou bedroef is, dat so iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer word nie. Weet jy, as 'n mens in jou hart die Here vir jou wys, soos hy vir Dawid gewys het, jy het my lammetjie, my ooilammetjie, het jy skade aangedoen, dan is daar smart in so iemand se hart. Die Heilige Gees is bedroef, omdat die eenheid van die kerk van die Here Jesus gebreek word. Dan sê hy nou nie so ou weggooi nie. Vergewe hom. En daar moet bestraffing wees. Hy moet aangespreek word. Dan moet nie passief gesit word en dinge net toegelaat word. Dat God se saak beskadig word nie. Daarom vermaan ek julle om die liefde aan hom te bevestig. Maak seker dat hy weet julle is nog lief vir hom. Hy het hartseer geword, kom terug. Kom saam met ons is lief vir jou. Waarom was vertroosting so belangrik? Hulle is emosioneel, geestelik uitgeput. Al die skeuringe in verdeeldheid, al die sonde, waarskuwings en goed, daar was soveel dinge. Nou hoor wat Paulus nou bietjie skryf en nou kom dit bietjie meer na hom persoonlik toe, nê. Waarom Paulus nou in die konteks van ons geleesde deel getuig Paulus eintlik van sy eie vertroosting, sy eie bemoediging. Waarom was daar vir hom bemoediging nodig? Hoor nou so 'n bietjie. 2 Korintiërs 1 vers 8, want ons wil nie hê broeders dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie. Dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het alself, by onsself, die doodsvonnis oor ons gehad. Hulle het gesê, wel, is klaar, ek gaan sterwe. Ek gaan dit nie maak nie. Hier is te veel. Ek kan nie. Sodat ons nie op onsself sou vertrou nie. Weet jy, God skud 'n mens. Dat jy nie op jouself sal vertrou nie. Maar op God, wat die dode opwek. Wat Paulus eintlik sê, hy sê, al sterf ons dan nou, die Here gaan ons opwek uit die dood uit. Deur al die verdrukking. Sien nie waarom, Paulus het dit nie maklik gehad nie. Hy het dit nie maklik gehad nie. Maar daar is 'n Vader van ontferming, nou skryf hy van hierdie liefdevolle Vaderhart, en hy praat van hierdie bemoediging, en die gemeente wat bemoediging nodig het.
1 vers 4 sê, wat ons troos in al ons verdrukking. En die woordjie sodat, weet jy, die woordjie sodat is vir my so kosbaar ook in die woord, sodat ons, die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self, deur God getroos is. Jy het self, ek gebruik partykeer die analogie van die soldate. Jy weet 'n soldate-veteraan wat hy het self in die loopgrawe gelê. Hy het die koels hoor vlieg. Hy dalk van daai koels in sy eie lyf gevoel. En daai vriend van hom wat saam met hom in die loopgraaf was. Ek sien die kinders van die Here en ek sien as ons so bietjie ouer word. Ons kom uit die loopgrawe uit. Dis 'n battle. Die saak van die Here is soms 'n geweldige oorlog. Dis nie 'n plesier dit nie. En die wat in leierskap is soms 'n geweldige spervuur van Satan se aanslag. En daarom moet die kinders van God so beskermd optree oor die gemeente van die Here Jesus. Daarom moet daar hierdie vertroosting wees en omdat mens dan self vertroos is, deur God deur die loopgrawe gehelp is, kan jy langs 'n ander ou gaan sit en sê, hoorie, hoef my niks te vertel nie. Ek is net hier by jou. Ek bid vir jou. En dit sien ek ook 'n groot roeping van ons emeriti manne om langs die jonges te gaan staan. Sê, hoorie, ons is hier, ons bid vir jou. Jy sal aan die kant uitkom. Oor daai bemoediging wat nodig het. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. As ons vanaand hier kan teenoor mekaar getuig, ons sal tot verby 12 uur gaan, as u moet vertel uit watter loopgrawe u uitkom. Wat al die stryd was wat u al deur gegaan het. En nou sit hier mense wat vanaand sê wel, weet jy wat? Vanaand is ek 'n ou wat bietjie vertroosting nodig het. Ek is ook vanaand in groot verdrukking. Daar's 'n feit aan. En ek is in die sentrum daarvan. Bo ons kragte, wanhoopigheid gedink hy gaan doodgaan. Wat moet ons meer daarvan sê? Nou gaan ons terug na die betekenis net van daai woord trooster. Ek wil hê dat u die volheid daarvan gaan vat. Die Grieks van die trooster, die Heilige Gees, word ons die trooster genoem, is daai woordjie, is die woordjie parakletos, en ek dink die meeste van u ken dit. Para beteken langsaan en kletos geroep. Dis om geroepe te wees langsaan. Latyns daarvan is kom forter. Kom is die alongside of langsaan, forter is strength. An intercessor, an advocate, a comforter. Staan langs aan om krag te verleen. Dis hierdie woordjie troos of die woordjie bemoedig, waarvoor God u en my roep, om ander te troos. Hy wil ons kom troos, maar ander wat troos nodig het, moet ons kom bystaan. Bemoediging. Nou, wat moet hierdie woordjie troos, waarmee kan dit alles vertaal word? Nou, daar's baie verduidelikings daarvoor, maar ek gaan net enkeles noem. Die woordjie bemoedig beteken om iemand moed in te praat. Om iemand wat moedeloos is, weer te laat met moed besiel. Jy gee hom weer moed. Dit beteken aanmoediging of aansporing. Met krag te laat volhard. In Hebreërs 12 word daar gepraat dat ons kan moeg word. Nou, aanmoediging is daai, ek stel hier voor 'n atleet, hy's daar in daai laaste pylvlak, daai laaste 100 meter,
En hy kom nou in, maar hy bene vou nou, hy's klaar, hy begin so spoed verloor. En die skare staan op. En hulle begin skreeu, so een of ander kreet, hou bene, hou bene, hou, of so iets, né? En hierdie ou gaan aan, en hy elke klankie wat na sy ore kom, hy word aangemoedig om aan te hou, en dit is om vandag, iemand wat moedeloos begin word, iemand wat moeg word op die pad van God, om vanaand net die woord van God te hoor, en te sê, hou bene, hou, jy moet volhard, jy moet aanhou. Die aanmoediging om net te weet, is iemand by jou, wat jou bystaan. Jy moet nie moeg word nie. Weet jy hoeveel mense word moeg in die werk van die Here? Wat sê, hoor jy, ek het nou lank op hierdie kommissie gedien, of ek het baie lank, was ek hier en daar betrokke in die saak van die, ek is nou nie meer lus nie. Ek is nou moeg. Ek is klaar. Daar is soveel moeilikheid. En ek sien net nie meer kans nie. Ek wil eintlik bedank, maar ek weet ook nie waar om te bedank nie. Dan wil God jou net vanaand kom vertroos. Jy moet net bietjie Vader se hart sien. Daai om iemand wat te neergedruk is. Jy weet, mens kry dat 'n mens in diep rou is, dat jy net neergedruk is, dat jy nou net soos ons nou soms het, down voel. Jy voel net, ja, kan nie meer nie. Om daai op te beheer. Om weer nuwe krag te gee. Om hom by te staan. Die advokaat wat sê, hoorie, wag, moet jy nou nie praat nie. Bly stil. Ek praat. Ek is jou advokaat. Ek sal alles sê wat nodig is. Sit, jy bly stil. Om iemand by te staan. O, hoe 'n nood is daar in die kerk van die Here Jesus. Nou mense wat bemoedigers, troos. Mense wat in diep smart is, wat vir jare lank rou. Om daai diepe smart hulle daaruit op te hef, dat hulle weer blydskap sal hê. En nou ja, dis so kosbaar hierdie, as hierdie gemeente, en waar die woord ook al uitgaan, as daar bemoedigers is, as daar troosters is, dan gaan mense nie maklik van die wa afval nie. Dan gaan hulle nie minder word nie. Dan gaan hulle nie maar net wegraak nie. Maar daar's mense wat hulle dra. Dan gaan die mense net sommer moed opgee, en is verby nie. En poog Satan nie, met alles binne in hom, om ons te laat moed verloor nie. Het jy 'n fyn oog, met 'n hart, van die teerheid van God, van die Here Jesus, om te sien as 'n ou se oë bietjie dim die dag. En sonder om te lastig te vra, net vir hom te sê, broer, ek bid vir jou, is lief vir jou, om iemand by te staan. Ek moet net weet, daar is iemand wat omgee. En dan ek gaan so, net 'n paar gevalletjies so noem, en dan is ons klaar. Ek wil net so noem vir Elia, jy weet, mense, ja, dis mense wat nou nie baie mooi glo, wat soms so moedeloos raak, jy weet, daar's mense wat, ek al gehoor het, wat sê, daar bestaan nie so iets as depressie nie, dit is sommer net nonsens. En wonder ek, wat was Elia? Was hy nou, ja, 1 Konings 19 vers 7, Elia het gesê, hy wil nie meer leef nie, hy sê, Here, ek is nou klaar, ek lê hier onder die bos, is nou verby met my, ek is klaar, en u onthou die geskiedenis van Elia, hoe kragtig hy vir die Here was. Wat doen die Here met hom? Wat doen die liefdevolle Vader? Die Vader van ontferming. Hy stuur 'n engel. Die Here gebruik baie keer bonatuurlike maniere. Al is dit nie 'n werklike engel nie, maar hy laat iets gebeur. Om jou daar waar jy onder die bos lê, jou daar uit te kry. Die engel van die Here het weer die tweede maal gekom.
My eerste maal, tweede maal gekom, het hom aangeraak. En gesê, Elia, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Is daar iemand vanaand wat daar is? Onder die bos. Vers 12. En toe het hy nou met die krag van die kos, het hy 40 dae die woestyn ingevaar, na die berg Horeb. En daar is toe nou, wat die Here groot dinge doen daar, daar's aardbewing en daar's vuur en al die dinge. En na die aardbewing, vuur was die Here nie. En na die vuur, is eers amper 'n kragvertoon van God in die natuur. Maar dis nie in daai goed wat God hom openbaar aan hierdie moedelose kind van God nie. Hy maak die gesuis van 'n sagte koelte. Sien nie die teerheid, sien nie die oiktirmos, maar ook daar in die paraklesis, die teerhart van God wat beweeg oor sy kind wat moedeloos geword het. Maar hy stuur 'n engel en later kom hy self met die gesuis van 'n sagte koelte, met sy teenwoordigheid. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by ingang van die spelonk gaan staan en daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hier baars die ou se hart oop. Jy weet, baie keer loop ons hier met die goed binne in ons hart en ons kom nie met die waarheid uit nie en eintlik en hy het so 'n valse persepsie. Hy dink is net hy alleen wat oorgebly het. Toe sê die Here vir hom, Elia, daar's 7000 wat nie voor Baal gebuig het nie. Jy weet nie van hulle nie. Maar ek weet van hulle. So jy het heeltemal 'n verkeerde persepsie wat jou daar onder die bos laat beland het. Wat maak jy hier, Elia? En die Here gee hom weer 'n nuwe doel en Elia gaan weer aan. Sien u die oiktirmos, die teerhart van die Vader en sien u sy vertroostende hand hoe hy kom en jou daar optel. Maar dan dink ek aan Dawid. 'n pragtige geval om dit te illustreer is in 1 Samuel 30 vers 6. 'n geval wat Dawid het baie benoud gehad het, want die manskap het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seun en sy dogter. Maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. En dit is waar smart en hartseer het gekom by Siklag. Hulle het gekom, al hulle vrouens en kinders is weggevoer. Die hele plek is verbrand. En hier kom hulle terug van die oorlogsveld af. En almal is in rou en verbitterd. En jy sien, dis daai tyd is mense, as iemand verbitterd is en in rou is, dan sy hele persepsie versteur. En toe wil hy sommer Dawid doodmaak. Maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. Sien jy hoe God vir 'n mens kom sorg in 'n tyd wat jy net soos jou vinger alleen staan. Dat jy voel, almal, en hier was dit nou nie net uitgevoel nie, almal was teen hom. Almal wil hom doodmaak. As jy vanaand voel, ek staan alleen, ek is eensaam, hy het hom versterk in die Here, sy God. Maar dan Maria, die moeder van Jesus. Ag, jy weet, ons kan ons bietjie indink in dit, wat dit moet beteken, 'n stikkende moederhart. Ek wonder, daar's soveel stikkende moederharte oor die wêreld. Miskien vanaand ook wat na die woord luister. 'n Stikkende moederhart om te sien aan die kruis haar seun sterwe. Die een wat sy in die lewe gebring het, sy het hom gebaar, sy het hom gesoog, sy het hom gesien en gevolg. Daar sterf hy. Vrou, daar is die seun. Seun, daar is jou moeder. En hier sien ek, God sien. Die Here Jesus sien sy ma. En hy sien nie net nie, hy doen iets daaromtrent.
En hy gee vir haar 'n nuwe verhouding. Jy weet, die Here gee vir jou iemand nuut. As daai gat wat in jou hart is van die een wat weg is, die Here self kom vul dit. Maar partykeer stuur hy mense om net te sê, hoorie, Maria, daar's jou seun. Johannes, daar's jou moeder. Wat hy iemand oor jou pad stuur, om daai gaping van die gat in die maahart te kom vul. Dis die teerheid en bemoediging van die Here. Dan die Here Jesus self. En weet ek bietjie oor hierdie ding gedink. Markus 15 vers 21. En hulle het 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld afgekom het. Die vader van Alexandrus en Rufus. Hulle het hom gedwing. Nou die Romeine kon mos hulle die wet gehad dat hulle 'n Joodjie kan. Dit sê vir ons dat hy 'n Jood was, Simon van Sirene. Hy kon hom dwing om 'n las te dra. Hulle gryp hom. Hulle sê, hier, draai jy hierdie kruis. Hulle het hom gedwing. Ek het so 'n bietjie my ingedink. Die Here Jesus kom een my sondelas dra. Maar ek sien sy liggaam knak en soeg onder die las van die kruis wat hy dra. Nou sê die Bybel uit medelee met ons swakhede. Nou weet jy, daar's tye wat 'n mens in liggaam, wat jy oud word, jy miskien daar op 'n sterfbed lê. En jy het nie meer krag nie, daai liggaam soeg. En dan stuur die Here. Hy kan sommer 'n wilde perd vang. En vir hom sê, hoorie nou help jy hierdie mens. Want hierdie liggaam kan nou nie meer nie. En so beskik God. En Simon van Sirene, dis deur goddelike bepaling. Jy gaan daai kruis vir hom help dra. Jesus self moes dit beleef om swak te wees, sodat hy u en my in ons swak kan kom help. En ek het so vanmiddag ook gedink, vanoggend eintlik, ek wonder wat Jesus eendag vir Simon in die hemel sou wou sê, vir hierdie Simon van Sirene. Simon, ek kon nie, maar jy het my gehelp. Simon het nie sondelas gedra nie, maar hy het hierdie aardse liggaam, wat nie meer kon nie, het hy dit voor ligter gemaak. Ek dink, daar sal groot wisseling van woorde wees, tussen Simon en die Here Jesus. Maar dan sien ek Jesus weer in Getsemane. En daai, waar een van die 3 Abba Vader gebede, hy sê, Abba Vader, alle dinge is moontlik, neem hierdie beker van my weg, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En dan vers 43, en hierdie is my net so treffend. 'n engel, bonatuurlik, 'n engel, uit die hemel, het aan hom verskyn, en hom versterk. God kom op bonatuurlike maniere. Die engel het nie sonde las kon kom dra nie. Maar die mens, dit sê Jesus is 'n mens, soos wat u en ek 'n mens is. En hierdie menswees van ons wat stof is en wat soms uit mekaar uitval, kan nie alles regkry nie. En het soms in 'n sielestryd versterking nodig, waar God bonatuurlik mense stuur, of iets stuur, of iemand stuur, of 'n oproep stuur, om jou te kom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid. Weet jy, God gebruik mense om ander te help. Ek is by geleentheid in 'n gemeente en ek het 'n saak wat swaar op my hart. Dis so
'n las vir my dat ek daai dag staan, ek staan so by die telefoon en na onder in die Kaap, ek staan by die telefoon en ek wil bel. Ek dog sal ek my papi bel, my vader, my aardse vader het nog geleef. Sal ek hom bel om net vir my te bid vir die stryd wat ons beleef. En weet terwyl ek die telefoon so wil vat, hier lê die telefoon. En iemand wat ek nie normaal mee kommunikeer nie, hy doen die Harry van die kerk. Hy sê, broer, wat gaan aan daar by jou? Hy sê, die Here lê op my hart om vir jou te bid. God weet en hy stuur tot hy engel as dit nodig is om jou te kom bemoedig en vertroos as die stryd vir jou te veel word. Gaan word stil. Die Here help. Hy sê jou ander kan deurvat. Ag, en dan die baie mooi deel van Aaron en Hur, nee. Ek ken dit so goed. Eksodus 17 vers 12. Maar die hande van Moses het swaar geword. Die hande van, en veral mense in leierskappe, die hande kan swaar word. Kan nie meer nie. Ek kan nie meer, hy moes daai keer ophou en dan het die oorwinning gewees, nee. En toe het hy 'n klip geneem. En hulle het onder hom neergelê en hy het daarop gaan sit. Partykeer is nodig dat jy gaan sit. Jy net gaan sit. In die volgende oomblik kom Aaron een kant en Hur het sy hande ondersteun. God roep in sy kerk op aarde Aarons en Hurs, wat die Moses se arms in die lug sal hou. Wanneer Satan met al sy venyn neerdaal op 'n kind van God, op 'n diensknegt van God, dan is daar 'n Aarons en Hur wat die Here in hulle hart die ontferming van die hemelse Vader gee om hulle hande op te hou, dat hulle sal volhard tot die einde toe. God sorg, sy hart is saam met jou, hy weet. Ek wil vir jou Aarons en Hur sê, jy het 'n groot roeping van God, om hande omhoog te hou. Ag, miskien is dit daar 'n onderwyseres in 'n ou klasie wat so stryd het, jy weet, ek dink die onderwysers, die polisie, al hierdie beroepe en watter beroep ook al, daar's soveel uitdagings. Wat soos 'n Moses ondersteuning en krag en genade van God nodig het en van sy kinders om net te sê, ek sê jou hande ophou. Ek gaan vir jou bid. Ek gaan saam met jou wees. Om 'n hart te hê, soos die hart van God. Om hierdie ontfermende hart, die barmhartigheid van God in jou hart te hê. En waar dit in 'n gemeente werk. Hoe kan dit anders? As dit God verhoog en verheerlik word. Hebreërs 12 vers 3 sê, want julle moet ag gee op hom, op die Here Jesus, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het. Ek het nogal 'n bietjie so 'n tydjie gepeins oor hierdie ding van die teespraak van die sondaars. Mense se monde wat oor die Here Jesus sê, kruisig hom, weg met hom. Ag, toe hy daar sy bediening begin by Nasaret, toe die teestand wat hy gehad, die teespraak, hulle wil hom klippe gooi, hulle wil hom van die berg af gooi. Hy sê, kyk bietjie na hom, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie, want as mense wat moeg word, en wat dalk vanaand hier sit en sê, ek is nou klaar, ek is moeg, ek kan nie meer nie. Dan gaan hy verder af in Hebreërs 12 vers 12, hy sê, daarom rig daai slap hande, daai hande wat nie meer krag het nie, tel hulle op. Hy verlam dit nie, tel hulle weer op. En hierdie prentjie, ek sien 'n prentjie hier van, ek is nou nie groot aanhanger van boks nie. Ek dink die liggaam wat aan God behoort word te verniel daar. Maar ek stel die prentjie voor van 'n pa. Hy is die promotor. En daai bokser sit en hy's amper uitgeslaan. Hy sit daar in die hoek en hulle plak hom op en is koue water en is wat alles en hulle
knyp die oë dat hy net weer kan sien en hulle vee hom af en gooi water oor sy kop. En hy pa vat hom so in sy wange, hy klap hom so. Hy sê, Boeta, nou, jy gaan daarin en jy oorwin. Daai hande wat so slap voel, wat geen krag het nie, rig het op. Daai knie wat nie meer wil nie, staan op. So kom die Here Jesus vanaand vir iemand wat moeg word en verslap. En hy sê, Boeta, ons moet wen. Daar's 'n groot oorwinning. Daar's 'n heerlike einde. En ek los jou neer nie. En vanaand nooi hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Die Vader van ontferming, Oiktimos, die God van alle vertroosting, Parakletos, sien sy hart, maar sien vanaand sy hand. Sien net sy hart nie, hy voel nie net vir jou nie, hy tree op, hy neem aksie, en hy sal. Beleef sy hand, sodat ons dis daar die wonderlikheid, die wat in allerhande verdrukking is, kan troos. Jy kom deur die battle. God wil hê jy met iemand anders gaan bystaan. Gaan buig voor die Here en sê, Here, vir wie moet ek bid? Wie trek swaar? Wie gaan onder die hamer van mense deur? Wie leef in verdrukking, groot verdrukking? Here, ek wil 'n trooster wees. Help my. Kom ons buig voor God. Here, ons is vanaand opgewonde, omdat U ons so bietjie U hart wys. Here, ek wil dit bid. Wys my en elkeen van ons daagliks meer van U hart. Ek begeer dit. Daai innige teerheid van die Here Jesus. Here, dat ek met ander oë na hierdie wêreld en mense om ons sal kyk. Dankie, Here. Hoe kom vul ons met U Gees, O Heilige Trooster, en maak van ons troosters in 'n moedelose stikkende wêreld. Dankie, Here. Amen. Ons gaan heerlik saam sing. Ek wil net sê, ons sing vreeslik lekker saam met U. Ons geniet dit verskriklik.
Ontvang die seën van die Here, die genade van ons dierbare Here Jesus, die liefde van God ons hemelse Abba Vader en die werking van die Heilige Gees ons trooster, wees met u. Amen.